Hallo daar, kom ons maak gou ons oë toe, dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag die geleentheid het om uit die Bybel uit saam te lees en bietjie daaroor na te dink. En wil U asseblief met ons ook wees wanneer ons dan so saam by mekaar is om daai te lees. Kom praat asseblief vandag met ons dat ons 'n mooi boodskap kan kry wat ons uit kan leer en dat ons ook vandag kan weet dat U spesiaal by elkeen van ons is en dat U vir ons sal beskerm. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Onthou jy nog laas Sondag se storie van Bottervingers en van die sout? Nou daai storie het ek vir jou gelees uit hierdie Bybel uit. Dit is die kinderbybel. En vandag gaan ek weer vir jou daaruit lees. En die gedeelte wat ons laas keer gelees het, kom uit Matteus 5 uit. En die gedeelte wat ek vanaand gaan lees, kom dan uit Matteus 7 uit. Nou miskien moet jy ietsie eers onthou. En sommer net vir interessantheid, daarso is 66 boeke in die Bybel. 39 van hulle is in die Ou Testament. Dit is die gedeelte wat praat daarvan voordat Jesus gebore is, voordat Jesus geleef het. En dan kry ons die Nuwe Testament en dis die gedeelte wat praat daarvan toe Jesus geleef het en nadat Jesus geleef het ook. So daarso is 27 boeke. 39 in die Ou Testament, 27 in die Nuwe Testament. En onthou dit so klein bietjie, almal saam is 66 boeke in die Bybel. As ek onthou, gaan ek net nou weer vir jou vra, as ek vergeet, dan hoop ek mamma en pappa vra 'n bietjie vir jou om te kyk of jy mooi geluister het ook daaroor. Maar net nou het ek gesê, ons gaan vanaand lees uit watter boek? Matteus, en dit is hoofstuk 7. En Matteus is die heel eerste boek van die Nuwe Testament. So dit moet jy ook nou nogals onthou. Matteus, Markus, Lukas en Johannes noem ons die 4 evangelies en dit kom vertel vir ons van Jesus se lewe en dit wat hy vir die mense geleer het. En vanaand leer ons nou juis ook weer so iets wat Jesus vir die mense geleer het. So laas week se storie, of die verhaal wat ons gelees het, die gedeelte van die sout, en ook dan vanaand se gedeelte wat ons gaan lees, kom uit Matteus 5, 6 en 7, en dit staan bekend as die bergrede. Dis waar Jesus 'n klompie mense geleer het, toe hy by 'n berg, hulle almal by 'n berg bymekaar was, en hy daar gestaan het en hulle geleer het. En hierdie gedeelte wat ons vanaand gaan lees, is nou so heel aan die einde van die bergrede. So hoor mooi wat sê Jesus vir die mense daarso. Daarso staan, Jesus het sy bergrede so geëindig. Dit is hierdie groot preek wat hy vir hulle gegee het by die berg. En toe sê hy vir hulle, as julle lewens verander, is julle soos die slim man wat sy huis op 'n vaste rots gebou het. Wat gebeur met 'n huis wat op 'n rots gebou is? Dit bly staan al reën dit hard, of al waai die wind sterk. Die mense wat hierdie woorde hoor en nie probeer om te verander nie, sal wees soos 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het Jesus vir hulle gesê. Wat gebeur met 'n huis wat op die sand gebou is? Dit mag baie mooi lyk, maar sodra daar 'n storm kom en vloedwaters bring, word die huis weggespoel. Dit sal in mekaar val met 'n groot slag. Elkeen wat hierdie woorde van Jesus gehoor het 'n keuse gehad. Hulle kon wegloop en voortgaan om soos voorheen te lewe, of hulle kon die woorde in dade omsit. Hulle kon Jesus se woorde toelaat om hulle lewens te verander. Nou het julle al gesien wat gebeur as mens 'n huis bou in vandag se tyd, want dit is nie eintlik meer so dat mense 'n huis sommer net op 'n rots bou nie. Daar is nie genoeg rotse vir ons om huise op te bou nie. Maar het julle gesien wat gebeur as hulle begin om 'n huis te bou? Hulle grou uit, diep met groot masjiene. En dan is daar so groot gat. En dan gooi hulle met sement en partykeer met ekstra reinforcing om dit sterk te maak, fondasie. Dalk het julle al gehoor van die woord fondasie. Dis hierdie groot klomp sement wat eintlik onder die huis is. En daai fondasie is amper dieselfde as om mense huis op 'n rots te bou, want hierdie fondasie maak dat die huis sterk kan staan en dat dit nie breek of sal omval of die mure eintlik uitmekaar uitval nie. So 'n goeie fondasie is baie belangrik. Dit is eintlik sekerlik een van die heel belangrikste dinge van 'n huis. As die fondasie sleg is,
gaan die res van die huis ook sleg wees en nie eintlik stewig staan nie en uitmekaar uitval. Nou het julle gesien partykeer hoe lyk 'n klomp sand en hoe lyk 'n klip dan nou, want 'n klip is deel van 'n rots. So as mens sand in jou hand vat en jy hou dit so en jy maak jou hand so bietjie oop, dan gaan hierdie sand so val. Of as jy sand bymekaar sit, as jy by die see is, jy maak 'n lekker balletjie daarvan en jy sit dit so in die water, dan val vat die water die sand en val dit heeltemal uitmekaar uit. Want die sand is nie eintlik alleen so sterk nie. Dit is 'n bietjie bymekaar as mense dit so hou, maar wanneer die water kom of wind kom, dan val dit maklik uitmekaar uit. En daarom moet ons nie 'n huis op die sand bou nie, want die sand is nie sterk genoeg nie. Maar as jy 'n klip vat en jy hou hom so vas en jy vat hom en jy slaan hom so teen jou kop, dan besef jy hierdie klip is nogal sterk. En dan vat jy die klip en dan vryf jy hom so in die water, spoel hom so rond en dan bly hy nog steeds 'n klip. Hy val nie uitmekaar uit nie. En dan kan jy hom in die lug gooi want daarin maak dit eintlik soos wind wat so teen hom sal waai. En dan bly die klip nog steeds sterk. Want 'n klip is deel van 'n rots baie keer en 'n klip is sterk. En daarom as mense 'n huis op die rots sou bou, is dit baie sterk. Nou wat kom sê Jesus eintlik vir ons hierso? Daai gedeelte wat ons laas keer gehoor het, soos die sout, dat ons die sout vir die wêreld moet wees, dat ons vir die mense geur moet wees, of geur gaan gee en lief moet wees vir hulle, soos wat Jesus vir hulle lief was. En ander gedeeltes wat ons in die Bybel lees, wat Jesus ook vir ons leer, en eintlik sommer al die gedeeltes in die Bybel. As ons dit alles hoor, en ons maak dit deel van ons lewe, ons pas dit toe, ons laat toe dat dit ons lewe kom verander, en ons begin meer en meer lewe soos wat Jesus wil hê ons moet lewe, dan is ons soos iemand wat slim is, wat sy huis op 'n rots gebou het, wat stewig is. Want dan is ons lewe gebou op Jesus Christus, wat ons rots is, wat vir ons 'n sterk fondasie is, en sal ons lewe ook sterk wees. Maar as ons nie luister na die woorde van die Bybel nie, en ons gee nie aandag daaraan nie, dan gaan ons soos iemand wees wat sy huis op die sand bou, en dit gaan uitmekaar uitval. Want ons gaan dink ons is slim, en ons gaan na 'n klomp ander mense luister, maar ons gaan vergeet om na die woorde van Jesus te luister, en dit gaan nie ons lewe dan verander nie. So wat is die belangrike ding? Luister na die woorde van Jesus, en die woorde van die Bybel, en laat toe dat dit jou lewe verander, dat jy lief word vir Jesus, en lief word vir mense, en omgee, en luister mooi wat hy vir ons sê, en wat hy vir ons leer, en maak seker, dat ons so optree, soos wat hy wil hê, ons moet leer. Dan is ons soos iemand, wat ons huis op die rots bou, en het sal sterk en stewig wees, of eintlik sal dit ook wees, dat ons lewe op die rots van Jesus Christus gebou wees, en ons lewe sal sterk en stewig staan. Nou ek hoop, mamma en pappa leer vir jou sommer klomp dinge uit die Bybel uit, miskien lees jy alself, en dit sal wonderlik wees as jy doen. Onthou daai dinge wat hulle vir jou leer, en onthou die dinge wat jy lees in die Bybel, en maak seker dat jy dit deel maak van jou lewe, en dat jy so leef soos Jesus wil hê jy moet lewe. Kom ek vra gou weer, hoeveel boeke is daar in die Bybel? Onthou jy? 66. En hoeveel daarvan is in die Ou Testament wat praat voordat Jesus geleef het? Ja, 39. En hoeveel is in die Nuwe Testament? 27. En wat praat die Nuwe Testament van? Van Jesus, toe hy geleef het, en ook die tyd nadat hy geleef het. 66 boeke in totaal. En waaruit het ons gelees dan nou vanaand? Watter boek? Die heel eerste boek van die Nuwe Testament, en dit is die boek, onthou jy nog, het begin met 'n Matteus 7. Daar is hy, kom ons bid gou saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die Bybel, waaruit ons kan lees, waaruit mamma en pappa ook vir ons saam kan lees, en dankie dat ons baie dinge daar kan leer, dat ons kan leer hoe U wil hê ons moet lewe, en dat ons leer dat U vir ons baie lief is, en dat ons lewe vir liewe Jesus moet gee, en U kinders moet wees. Wil U asseblief dat ons altyd mooi sal luister, wanneer ons uit die Bybel uit lees, en dat ons altyd ook sal leer, en 'n deel sal maak van ons lewe. Beskerm asseblief vir ons vandag, gee vir ons 'n wonderlike dag, en ook so hierdie week wat vir ons voorlê. Hou asseblief vir ons veilig, en ook die mense in ons land,
mense reg oor die wêreld. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Daar sê, julle moet 'n baie mooi dag hê, en onthou om altyd uit die Bybel uit te lees en 'n deel te maak van julle lewens. Mooi bly. Bye bye.